Welkom by Suid-Afrika se saga. Kom ons gesels oor ons vloot, of die feit dat ons vloot in 'n aaklige toestand is. Baie van ons weet dit al 'n hele ruk, maar dit is ook onlangs bevestig deur die hoof van die Suid-Afrikaanse vloot, Visie-admiraal Monde Lebesse, in 'n toespraak wat hy gelewer het op Saterdag 15 November 2025 by die Suid-Afrikaanse vloot se gala-aand in Pretoria. In sy toespraak het Lebesse genoem dat swak befondsing die vloot se vermoë om die land se kuslyn te beskerm kelder. Skepe en duikbote is vasgekeer in hawens met allerlei probleme, waar hulle veronderstel is om in die see te wees en die kuslyn te patrolleer en ons land te beskerm. Dit klink miskien vir my en vir jou na 'n nietigheid, maar die beskerming van ons kuslyn is eintlik baie belangriker as wat ons besef, en Lebesse meen dat dit ons baie bekommerd behoort te maak. Maar wie in die regering is in beheer van hierdie befondsing, en waarom kry die vloot nie die geld wat hulle nodig het nie? Lebesse het selfs gesê dat hy dikwels wonder of diegene wat verantwoordelik is vir die neem van belangrike besluite soos die befondsing van die weermag en vloot, dalk direk of indirek beïnvloed word deur dwelmkartelle, onwettige handelaars en maritieme misdadigers en mensehandelaars. Terloops, ek gaan 'n skakel na hierdie toespraak in die beskrywing afdeling van hierdie video los, so gaan loer gerus daarna om te bevestig wat ek hier noem. Lebesse het ook in sy toespraak genoem dat hy voel dat daar donker magte dalk befondsing besluite beïnvloed. Hy voel dat die volgehoue onderbefondsing en verlamming van die Suid-Afrikaanse vloot en die weermag in die algemeen ten doel het om operasies te ondermyn, ons soewereiniteit te kompromieer en die toekoms van ons kinders in gevaar te stel. Lebesse het die onderbefondsing proses onpatrioties genoem en gesinspeel op 'n donker agenda om die weermag te privatiseer. Hy het daarop gewys dat daar reeds 'n groot groeiende privaat sekuriteitsindustrie in Suid-Afrika is wat die staat se magte oorskadu. Nou ek dink ons kan almal daar met hom saamstem. Suid-Afrika het moontlik een van die grootste sekuriteitsmense groepe versus polisie. Maar wat van ons kuswaters? Wie beskerm dit? Of is daar privaat sekuriteit wat dit ook onder oë het? Maar terug by Lebesse. Hy het ook genoem dat ander lande soos Australië baie meer spandeer aan hulle militêre magte sodat hulle sterk kan bly. Hy het genoem dat 'n sekere Suid-Afrikaanse departement selfs probeer het om 'n buitelandse firma te kry om ons kuslyn te patrolleer. Hierdie soort ding sou beteken dat die vloot beheer sou verloor. Persoonlik dink ek ook nie dat ek gemaklik sou wees met die idee dat 'n ander land ons kuslyn patrolleer nie. Maar wat dink jy daarvan? Hierdie is nie die eerste keer dat Lebesse sy kommer uitgespreek het nie, maar dit is wel die grootste platform waar hy dit gedoen het in die publiek. En dit voel vir my baie dieselfde soos Mkhwanazi dit gedoen het, maar die media het nie so sterk gereageer nie. Hoekom? Net omdat dit 'n bietjie seewater en 'n stukkie kuslyn is. Ons het 2800 kilometer se kuslyn, het jy dit geweet? Dis baie area wat gedek moet word. Nou op Dinsdag die 18de November het Fikile Mbalula sy stem dik gemaak in 'n persverklaring by Luthuli Huis, die ANC se hoofkantoor. Hy het gesê dat Suid-Afrika in 'n moeilike situasie geplaas word deur mense in senior sekuriteitposisies met hulle uitbarstings. Hy het gesê dat dit ongehoord is dat leiers in sekuriteitposisies die publiek en media aanspreek oor groot dinge by plekke soos 'n gala-aand. Sy woorde was, "No man, it should be worrisome." Wel meneer Mbalula, hierdie behoort 'n waarskuwingsteken te wees dat daar 'n probleem is wat opgelos moet word. 'n Probleem wat julle vir 'n lang ruk ignoreer. Na my persoonlike mening het ons meer mense soos Mkhwanazi en Lebesse nodig. Meer mense in senior posisies moet opstaan en die probleme wat die ANC veroorsaak het uitwys.
Dit is tyd dat leiers in hierdie posisies ophou om die ANC te beskerm. Maar terug by Mbalula. Hy het gesê dat dit lyk asof generale skielik politikuste oornag geword het en hy kan hulle nie onderskei van die publiek nie. Hy reken indien hierdie mense 'n probleem het, dan moet hulle dit deur normale kanale neem en nie op publieke platforms uitgooi nie. Hy het gewaarsku dat hierdie soort ding militêre dissipline ondermyn en dat dit gedagtes van 'n coup teen die huidige regering kan aanwakker. Hy het verder gesê dat die generaals moet kalmeer en interne forums gebruik as hulle wil kla oor iets. Hy het gereken dat sekuriteit belangrik is en dat inligting nie sommer net uitgegee moet word nie. Maar hier is die ding, meneer Mbalula. Die generaals en verskeie ander topmense in die weermag het al herhaaldelik oor swak befondsing gekla en hulle word net geïgnoreer. Selfs verskeie partye het dit al geopper, maar almal word deur die ANC geïgnoreer. So moenie verbaas wees as mense op publieke platforms begin staan om die boodskap uit te kry nie. Maar die ding is, mense besef nie hoe belangrik ons kuslyne en waters eintlik is nie. 98% van ons internasionale handel is per skeepsvrag en as die see begin gevaarlik raak, dan kan dit daardie handel beïnvloed. Daar is op enige stadium sowat 600 skepe in Suid-Afrikaanse waters en ons het in meeste gevalle geen beheer oor hulle nie. Hulle vang onwettig vis, vervoer dwelms en selfs besig met mensehandel en onwettige immigrante en ons vloot kan niks daaraan doen nie. Die land verloor soveel as 6 miljard rand elke jaar aan onwettige handel op ons seewaters, maar dit pla niemand in die regering nie. Suid-Afrika het op papier 'n formidable vloot, maar in realiteit val meeste van die skepe en duikbote uitmekaar omdat daar nie geld is om hulle te onderhou nie. Ons gaan almal elke aand bed toe en ons dink nie eens aan die veiligheid van ons land en veral nie die kuslyn nie. Maar wat gebeur alles wat ons niks van weet nie? Dinge wat die vloot ons teen moet beskerm, maar wat net deurglip omdat daar net nie geld is om ons veilig te hou nie. Wat is jou mening hieroor? Laat ons hoor in die kommentare afdeling en as jy van hierdie video gehou het, druk daardie like knoppie en teken in. Dit is gratis. Sien jou in 'n volgende video.